please, just a moment. Jesus Christ. What's going on? What's wrong? Who touched me? Whoever touched me. Come forward. Teacher. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. I was right. I was right. Thank you. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. Prys die Here. Die Bybel sê daar was 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het en sy die soem van Jesus se kleed aangeraak en oombliklik het daar krag van die Here uitgegaan en is sy genees en die Here het haar na 3 weke se vloeiing het die Here haar oombliklik gesond gemaak, glo ek. En het die Here haar aangeraak. Sy sê vir my pastoor, hierdie maand was dit heeltemal normaal soos altyd. Prys die naam van die Here. God is 'n goeie God. Amen. Vir hierdie doel het die Seun van die mens verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Amen. Broeder en suster, ek wil gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Jy weet, die Here het vir my gesê dat ek moet begin om u geloof op te bou. Ek weet nie hoekom die Here so sê nie, ek weet nie wat is die pad wat die Here met ons gaan loop nie, wat is die pad wat die Here met u gaan loop nie, maar die Here sê, bou hulle geloof op, versterk hulle, bemoedig hulle, vertroos hulle. En ek het vanmôre met u gepraat oor Galasiërs 3 vers 13 en vir u gesê dat u moet begin om u vrywordingsverklaring te maak. Christus, Golgotha, was u emansipasie, dit was u vrywording, dit was die plek waar Jesus jou losgekoop het. Losgekoop van die vloek van die wet, losgekoop van die siekte, van ongeregtigheid, van enige mag of houvas wat Satan oor jou lewe gehad het. Op Golgotha het Jesus jou vrygekoop. En jy moet dit begin sê, en jy moet dit begin glo. Wat vir my wonderlik was met Norma, is die aand toe sy gekom het, sy so vol geloof was, met soveel geloof gekom het en gesê het, pastoor, ek gaan nie hospitaal toe nie. Ek gaan my nie laat opereer nie. Ek glo, die Here gaan my vanaand aanraak. En God het dit gedoen. Broeder en suster, ek het woensdag aand in die bid hier gesê, God antwoord nie gebede nie. God antwoord geloof. Amen. Baie mense bid en kry nooit niks nie. Maar die wat in die geloof bid, hulle ontvang van die Here. Amen. God antwoord geloof. Prys die naam van die Here. Nou broeder en suster, hoe sal jy daarvan hou om R1 miljoen te erf? Ek sien jy lag. Ek dink almal voel al, jy weet. Leilani sê baie keer vir my pa, as ek R1 miljoen kry, sy sê dan gee ek vir jou R100,000 om jou grond klaar te betaal. Sy sê, en dan vat ek soveel en dan doen ek dit daarmee. Sy sê, en die rest sit ek in die bank en ons leef op die rente. Dit moet fantasties wees. Maar broeder en suster, ek wil vanaand vir u sê, ons het meer as R1 miljoen geërf. Amen. Die Bybel sê in Romeine 8, dat ons is erfgename van God
en mede-erfgename saam met Jesus Christus. Ons is erfgename van God. Die Bybel sê daardeur vir jou en vir my, dat alles wat aan die Here behoort, behoort ook aan jou en aan my. Ons is erfgename van die hemelse heerlikheid. Ons is erfgename van God, ons Vader. Moeder en suster, dink jy God het 'n tekort? Dink jy God is siek? Was God ooit siek? Was Jesus ooit siek? Daar's geen getuienis in die Bybel dat Jesus ooit siek was nie. Jesus was nooit siek nie. Was Jesus ooit deur die duiwel oorwin? Nee. Was Jesus ooit verslaan? Nee, hy was nooit verslaan nie. Selfs in die dood het Jesus getriomfeer en het hy opgestaan op die 3de dag. Toe die duiwel dink ek het hom, toe hulle dans en juig en jubel en bly is en sê, nou het ons hom, hy's dood, hy sal nooit weer 'n wonderwerk kan doen nie. Toe kom die Gees van God in die doderyk en hy sê, staan op! En Jesus staan op in krag en in heerlikheid. Halleluja! Prys die naam van die Here, en in 40 dae verskyn hy aan verskeie mense, aan die disippels, en Thomas wou nie geglo het nie, want Thomas het natuurlike geloof gehad, hy het sintuiglike geloof gehad. Thomas het vir die disippels gesê, man, as ek dit sien, sal ek glo. As ek my vingers in sy hande in die gate druk, sal ek glo. En dit was nie baie dae daarna nie, toe die disippels weer by mekaar is, toe staan Jesus in hulle midde. En Thomas was ook daar, en Jesus roep hom, en hy sê, Thomas, kom hier. En hy sê, sit jou hande, of sit jou vinger in my wonde. En toe roep Thomas uit, en hy sê, my Here en my God. En weet jy wat sê Jesus? Hy sê, salig is hulle, wat glo, wie nie gesien het nie, of wat nie gesien het nie. Weet jy hoekom? Thomas wou sy geloof baseer op wat hy sien. Thomas se geloof, toe Thomas sê, my Here en my God, was sy geloof nie genoeg nie. Die geloof wat hy gehad het, was natuurlike geloof. Dit was sintuiglike geloof. Jesus sê, as jy hom wil behaag, moet jy glo wat jy nie gesien het nie. Romeine 4 vers 17 sê dat hy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Hebreërs sê vir ons, die 11de hoofstuk, die 3de vers, sê dat die Here het hierdie aarde in wording geglo. Het jy dit geweet? God het hierdie aarde in wording geglo. God het gesê, laat daar lig wees. In die geloof. Hy het gesê, laat daar skeiding wees. En daar was skeiding in die geloof. Hy sê, die wêreld is voorberei deur geloof. En moeder en suster, ek wil vanaand vir u sê, as ek en jy God se hemel wil roer, as ek en jy God se arm in beweging wil sien, moet ons begin om te glo wat die woord sê. Nie wat ons sien nie. Moenie wag vir 'n wonderwerk nie. Moenie wag tot iemand hier voorkom getuig nie. Moenie wag totdat jy sien iemand val onder die krag van die Here en sê, nou glo ek nie. Dis geloof wat op die verkeerde dinge gebou word. Jy bou nie jou geloof op wonderwerke nie. Jy bou nie jou geloof op sien nie. Jy bou jou geloof op die woord van die Here. En as jy hierdie woord vat, as jy hierdie woord glo, as jy die beloftes glo met jou hele hart, dan sal God in jou lewe begin werk en sal die Here vir jou begin doen. In die naam van Jesus sy seun. Luister, ek sê die Here het vir ons 'n erfporsie gegee. En een ek moet daardie erfporsie in besit neem. Die Bybel sê vir ons, dit help nie ek glo en ek wys nie dat ek glo nie. Jy sien, die woordjie geloof is 'n naamwoord. Om te glo is 'n werkwoord. Jakobus 2 vers 20 sê Jakobus, hy sê die geloof sonder die werke is dood. As jy vanaand vir my sê, pastoor, ek glo, dan moet jy begin leef soos een wat glo. Jy moet begin praat soos een wat glo. Jy moet begin optree soos een wat glo.
Want sonder geloof sal jy God nie behaag nie. Romeine 10 vers 38 sê vir my, sonder geloof, hy sê as jy jou onttrek aan die geloof, het God geen behaag in jou nie. Wat beteken dit? Ek dink dit beteken dit, as jy nie glo nie, draai God sy rug op jou. Want God het nie behaag in jou nie. Maar wanneer jy glo, dan behaag jy God. En waarop bou jy jou geloof? Jy bou jou geloof op die woord. Nie op wat jy sien nie, maar op wat jy hoor en wat jy lees in die woord. Nee. Romeine 10 vers 17 sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord. Die woord wat ons spreek tot u, behoort geloof in jou hart te bring. Sê ons het 'n erfporsie. Die Here sê vir die Israeliete, hy sê ek gaan julle in die land Kanaan invat. En toe gaan sit hulle op hulle lauwere en hulle wag dat iets moet gebeur. Die engele moet hulle kom oplig en hulle op die strydwaan sit. En hulle Kanaan toe vervoer. Is dit hoe dit gewerk het? Nee, hulle moes hulle eie goedjies pak en hulle moes begin trek en hulle het in die woestyn ingetrek op die woord van die Here. Hulle het God geglo. En die Bybel sê dat toe die Here vir Josua gesê trek deur die Jordaanrivier, was die eerste plek wat hulle tegemoet gegaan het, was daai stad met die groot mure. Wat was daar die mure? Dit was die mure van Jerigo. Jerigo. En hulle moes Jerigo inneem. Vir 7 dae moes hulle om die mure van Jerigo stap. Op die woord van die Here. Vir 7 dae moes hulle glo, God gaan 'n wonderwerk doen. Ek wil vir u sê, hulle het na daai mure gekyk. Dit was dik mure. Daar was huise binne in die mure. Die Bybel sê dat die huis van Rahab die hoer was binne in die muur. Daai mure was so dik as wat hierdie kerk breed is. Dit was hoë mure. Menslik gesproke kon geen mens daar indruk nie of indring nie. Maar in die geloof stap hulle daarom. En op die 7de dag toe kom die Here sy woord na. En toe val die mure. Die Bybel sê dat of die skrywers of die slim manne sê dat as jy na Jerigo toe gaan vandag, daai mure het nie gebreek nie, broeder en suster. Die klippe het nie in mekaar getuimel nie. Die sement waarmee dit gebou was, het nie verbrokkel nie. Engele, glo ek, of God self het gekom en daai mure net so in die grond weggedruk. En hulle het oor daai mure gestap binne in die stad in. Hulle het nie tussen bakstene en goeters deurgestruikel nie. Hulle het net ingestap. En so moes hulle die een stad na die ander stad vat. Hulle moes veg vir dit wat die Here vir hulle beloof het. Luister broeder en suster, dit wat God vir jou beloof in hierdie woord, gaan nie outomaties kom nie. Jy kan nie by die huis sit en Jan Pierewit sing en dit gaan gebeur nie, of koortjies sing en dit gaan gebeur nie. Nee broeder en suster, die Bybel sê, as jy glo, begin jy beweeg. As jy siek is en jy lê in die bed en jy glo die Here maak jou gesond, dan staan jy op. Jy lê nie in die bed nie. Jy staan op. Kenneth Hagin vertel, hy sê, daar was in die vroeë Pinksterjare, toe die Heilige Gees net so uitgestort was, hou 'n sekere predikerdienste. Hy sê, daar sit 4 mense met reistoele voor in die kerk. Hy sê in hierdie, ek dink dit was 'n vrou, as ek reg onthou die storie, hy sê in hierdie vrou evangelis, gaan na hierdie mense toe en saggies in hulle oor, sê sy, staan op in die naam van Jesus en loop. En dan die volgende een toe, staan op in die naam van Jesus en loop. En toe sy by die 4de een kom, toe staan 3 van hulle op en hulle loop. En sy kom by die 4de een en sê, waarom loop jy nie? En sy sê, of die persoon sê vir haar, ek kan nie loop nie. Ek het al probeer om te loop, ek kan nie loop nie. En sy sê vir hom, maar die ander 3 het al geloop, jy het hulle gesien loop. Sy sê, ja, ek het hulle gesien, maar ek kan nie loop nie. En sy het hom gelos, die persoon gelos en weggegaan.
Broeder en suster, geloof is 'n naamwoord, om te glo is 'n werkwoord. As jy glo wat die woord sê, dan reageer jy. Dan begin jy doen in die naam van Jesus. Jy hou op om by die huis te sit en sulk. Jy hou op om by die huis te sit en jouself te bejammer. Jy staan op en jy sê, Here, ek dank U vir U woord, ek vat U woord, ek glo U woord en ek doen U woord. As 'n Engelse spreekwoord wat sê, God moves with the movers. God moves with the movers. Geloofsmense is aktiewe mense, is bewegende mense. Prys die naam van die Here. Miskien het van u gewonder, hoekom sing ons vanaand soos wat ons gesing het? Broeder en suster, ek wil vir u sê, daar's 'n nuwe golf van aanbidding, van lofprysing reg oor die wêreld. Daar's 'n nuwe golf van lofprysing en aanbidding in die AGS Kerk. Hoor wat ek hier sê. En ek het die krag van die Here ervaar in hierdie plek vanaand. Ek wil vir u sê, ek het nie geweet, julle kan so sing nie. Kyk, ek het daai gitaar geslaan vir al wat ek werd was. Maar so hard ek kom slaan, so hard hoor ek u sing. Ek hoor u heeltyd bo kan die gitaar uit sing. Hoekom? Want die woord het geloof in jou hart gewerk. Die woord het begin werk. Weet jy hoekom? Ons het woord gesing. Ons het nie enigiets gesing nie. Ons het woord gesing. Jy het 'n erfporsie ontvang, maar jy moet dit in besit neem. Dit kom nie outomaties nie. Jy weet, broeder en suster, terwyl hulle so in die land ingetrek het hulle baie vyande teëgekom. Baie vyande. Ek wil vanaand afsluit en vir u sê, daar's baie vyande van geloof vanaand. Daar's baie vyande wat jou geloof opponeer. Magte. Wat probeer om te verhinder dat jy en ek ontvang wat God vir ons instoor het. Ek het vanmôre vir u gesê, dis tyd dat ons na die duiwel toe gaan en vir die duiwel gaan sê, ek het die waarheid uitgevind, jy's 'n leienaar. Dat wat jy van my gesê het is leuns. Elke keer as jy my verdoem, elke keer as jy my veroordeel, elke keer as jy van my 'n sondaar maak, jy's 'n leienaar. Christus het my losgekoop. Christus het my vrygekoop. God het betaal met sy seun. Halleluja. Die vyande van geloof gaan probeer om te verhinder dat jy van God ontvang. Ek gaan hulle vinnig vir u noem. Een van die eerste vyande van geloof is om te ignoreer wat geloof is. Geloof is 'n werkwoord, of om te glo is 'n werkwoord. En as jy iets uit die hand van God uit wil ontvang, moet jy beweeg. Jy moet beweeg. As die man by Bethesda nie geglo het nie, sou hy nog vandag met sy bed daar gelê het. Maar Jesus sê, staan op, neem jou bed op en loop. Hy het nie gesê, ag Here, ek kan nie loop nie. Ag Here, dis onmoontlik. Here, ek lê 38 jaar lank hier. Hoe gaan ek dit regkry nie? Here, vat net my hand en help my op nie. Toe Jesus sê, staan op en loop, toe staan hy op en hy loop. Die tweede vyand van geloof is om die verkeerde belydenis te hê. Broeder en suster, luister vir my vanaand. Jy kan nie een ding leef en 'n ander ding praat nie. 'n Huis wat teen homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Dit help nie ons sing in hierdie kerk, I don't trust in chariots and I don't trust in horses nie. But I will trust in the name of the Lord. En dan kom ek daar buitekant en as ek moet vertrou op die naam van die Here, dan soek ek weer perde en ruiters en waans nie. Jou belydenis moet in lyn wees met jou lewe. En as dit nie is nie, is dit 'n vyand van geloof.
'n derde vyand van geloof is 'n begeerte om die woord te lees in plaas van om die woord te lees. Broeder en suster, jy kan daar by die huis sit en jy kan brand om die Bybel te lees en jy kan die grootste begeerte in jou hart hê om die Bybel te lees en niks kan gebeur nie. Weet jy wanneer gaan die woord geloof in jou hart werk? Wanneer jy begin lees. En ek wil vanaand vir iets sê, om geloofsmanne dop te hou, en om oor geloofsmanne te lees, en geloofshelde te lees, en Hebreërs 11 te gaan lees, en te sien wat 'n kragtige dade hierdie manne in die naam van die Here gedoen het, bring nie geloof in jou hart nie, dit wek net 'n begeerte na geloof, maar dit is nooit geloof nie. Jy kon saam met die Here Jesus wandel en sê, "O Here, ek wil so wees. Ek wil ook duiwels uitdryf. Ek wil ook siekes gesond. O, dit is wonderlik. Ek wil so wees." Jy sal nooit so word voordat jy nie in die woord kom. Geloof kom deur die hoor van die woord. 'n vierde vyand van geloof is hoop. As ek hier voor mense kry wat ek voor moet bid en ek sê vir hulle, glo jy dat die Here gaan jou gesond maak, of die Here gaan jou antwoord, of die Here gaan jou probleem oplos, en hulle sê vir my, ek hoop, dan registreer iets hier agter in my tikker en sê, vergeet dit gaan nie geantwoord word nie. Jy hoef eintlik nie eers te bid nie, bid maar om hulle te troos. Hoop is nie geloof nie, broeder en suster. Hoop is altyd toekomstig. Ek hoop, daar gaan iets in die toekoms met my gebeur. Ek hoop, ek gaan uit my moeilikheid kom. Nee, broeder en suster, geloof is altyd nou. Jyne broer, hou wat siek is, hou wat pyn het. Hou wat sterf van sy pyn. Sê nie, Here, ek hoop dat U oor 'n week my pyn gaan wegvat nie. Sê, Here, ek glo. Ek glo, U vat dit nou weg. Ek sal nooit vergeet nie. Hulle bring 'n vrou na my toe eendag. Haar rugwervel is verskuif. Sy sit in die kerk, sy kan naderhand nie meer sit nie, sy huil van die pyn. En 'n vrou kom na my toe, sy sê vir my, pastoor, jy moet nou dadelik vir hierdie vrou bid. Daar's nie nou tyd om te preek nie. Jy moet bid vir hierdie vrou. Sy's in pyn, sy kan nie leef nie. Ek sê, waar is die vrou? Bring haar, hulle bring die vrou. En ons bid vir haar en oombliklik maak die Here haar gesond. Ek hoor hoe klap die wervels. En die pyn is oor. Jy sien, geloof is nou. En hoop is altyd toekomstig. Nog 'n vyand van geloof, en ek is nou amper klaar, is om te bid vir geloof. Help nou nie, jy sit nou in die kerk en sê, Here, ag ek die pastoor preek nou so ernstig, asseblief, Here, gee my net meer geloof nie. Jy sal nooit geloof kry deur te bid vir geloof nie. Jy sal doodgaan sonder geloof. Die Bybel sê geloof kom deur die hoor van die woord. Dis die enigste manier. Broer, as jy te lui is om die Bybel te lees, as jy te lui is om 'n kaset te vat en in jou tape recorder in te sit en te luister wat sê die woord, sal jy nooit geloof kry nie. En die bietjie wat jy het sal kwyn. Jy bid nie vir geloof nie. 'n sesde vyand van geloof is om nie met die woord saam te stem nie. Luister, as jy nie met hierdie woord saamstem nie, gaan jy niks ontvang nie. Kan God vir jou niks doen nie. Hoor jy wat ek vanaand sê? Jy gaan vir my sê, pastoor, God kan alles doen. Ja, God kan alles doen, maar God gaan nie teen sy woord nie. Al vas jy, God gaan nie teen sy woord nie.
Al begrawe jy jou 'n jaar lank onder die grond met net jou kop bo kan die grond en hulle voer jou met 'n strooitjie. God gaan jou nie hoor nie. Al sny jy jouself stikkend. Jy weet broeder en suster, hierdie ouens wat hulle so met klippe stikkend kap. En hulle self stikkend sny om te dink hulle gaan God se hemel roer. Ek het slegte nuus vir hulle. Daar gaan niks gebeur nie. Man, jy kan 50 sakke as op jou kop uitgooi dat jy versmoor in die as. Jy kan krul op die as, jy kan rol op die as. As jy nie met die woord saamstem nie, gaan daar niks gebeur nie. Hoor wat ek vanaand vir u sê. 'n Vrou kom eendag by my, sy sê vir my, pastoor, ek het nou 'n week gevas en die Here sê vir my so. Ek sê, maar dis snaaks. Die Bybel sê iets anders. Sy sê, pastoor, ek gee nie om wat die Bybel sê nie, die Here het vir my so gesê. Broeder en suster, luister, die woord van God is die hoogste openbaring van God. Daar's nie 'n groter openbaring as hierdie Bybel nie. Ek gee nie om al staan wie vanaand in hierdie kerk op en hy profeteer en hy sê wat en hy sê so sê die Here en so sê die engele en so sê Gabriël en so sê Michael en so sê die een. As dit nie in die woord ooreenstem nie, is dit vals. Een laaste punt en een laaste vyand is om op die geloof van ander staat te maak. En nou is die ouens lief. Nou haal ons daai skrif aan van die Here Jesus wat in die huis was en die huis was so vol mense en toe kom hulle hier aan met 'n ou met 'n draagbaar en hulle sien maar ons sal nooit in hierdie huis inkom nie, hier's nie plek nie. En toe begin hulle die sinkplate afhaal. Jesus preek hier binnekant en hierbo klap die dakplate. En hierdie ouens soek 'n winch. Hulle gaan hierdie ou nou deur sakkies op. Die Bybel sê toe Jesus hulle geloof sien, toe sê hy vir hom, seun, jou sondes is jou vergewe as ek reg onthou. Hulle geloof, nou sê die ouens vir jou, ja, maar hulle het vir hom geglo. Broeder en suster, as jy nou verlam is, sal jy nou laat ouens jou deur hier in die lig ophuis en deur 'n dak laat sak as jy dink is belaglik? Hè? Man, jy sal protesteer. Jy sal 'n geraas maak. Jy sal jou mond oopmaak en sê, man, is julle nou belaglik? Is julle nou stupid? Nee, hy het hom laat deurvat. Want hy het geweet binne in die huis is die groot geneesheer. Halleluja! Sy naam is Jesus van Nasaret, die leeu en die stam van Juda. Be healed in the name of Jesus. Be healed in that precious and wonderful name of the Lord Jesus Christ. Just believe.